Die Here herinner ons keer op keer dat ons moet toelaat dat sy woord ook tot ons spreek, tot ons harte, tot ons gedagtes spreek, sodat ons hom kan beleef, kan ervaar in ons lewens. Maar meer as dit, wil hy hê dat wanneer sy woord met ons spreek, dat dit ook sy woord sal wees wat deur ons spreek tot ander mense in hierdie wêreld. Baie welkom aan elkeen wat weer ingeskakel is by ons Breek die Woord. Mag jy vandag sommer net beleef, wanneer ons saam kyk na artikel 5 van die Nederlandse geloofsbelijdenis en na 1 Kronieke 28, mag jy sommer net beleef hoe die Here ook met jou spreek en hoe hy vir jou kom bevestig dat jy sy lig in hierdie wêreld is. Ek lees vir ons artikel 5 van die Nederlandse geloofsbelijdenis wat gaan oor die gesag van die Heilige Skrif. Dit sê, ons aanvaar al hierdie boeke en hulle alleen as heilige en kanonieke om ons geloof daarna te rig, daarop te vestig en daarmee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is, nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie, maar veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle is ook die bewys daarvan in hulle self, aangesien selfs die blindes kan tas, dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind. Mag ek en jy sommer net hierdeur ook hoor, hoe die Here met ons elkeen spreek en hy ons wil lei in hierdie wêreld. Kom ons sit net so, voordat ons saam gaan lees, kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het om weer vandag sommer net by U stil te kom word. Om uit die woord uit saam te kan lees en te kan hoor wat U ook daaruit vir ons wil kom sê. Dankie vir die reis waarop U ook met ons is, deur die Nederlandse geloofsbelijdenis, en dankie dat ons kan vertrou dat U ook besig is om soveel meer te doen in elkeen van ons se lewens ook daardeur. Here, daarom vra ons dat U vandag ook met ons sal kom spreek, Here, vir ons sal kom wys dat U van ons wil kom sê, sodat ons regtig kan weggaan hier en kan getuies gaan wees van wie U ook is in ons lewens, maar ook in hierdie wêreld en hierdie skepping. Wie U is in U liefde, die genade en die volheid. Dankie dat ons iets van daardie volheid kan beleef in ons lewens nou reeds, maar die volheid daarvan ook kan beleef die dag wanneer ons ook saam met U is. Maar Here, tot dan toe weet ons dat ons die taak het om te volhard, om U woord te verkondig, uit te dra in soveel. Lei ons daarin, Here, seën ons daarin, veral in hierdie moeilike tyd waarin ons onsself bevind, veral in hierdie onseker tyd waarin ons planne maak en waarin ons nie weet of dit altyd gaan realiseer nie. Dankie dat U die een is wat ons deur die Heilige Gees steeds lei en dat die bewys daarvan ook U woord is wat vir ons lei. Seën ons, Here, lei ons. Ons bid dit alles in die wonderlike naam alleen. Amen. Soos ek reeds aan die begin genoem het, ons lees vanoggend saam met 1 Kronieke 28. Ons gaan van vers 11 af tot vers 21 saam lees. En ons stel die verhaal op eintlik waar Dawid dan nou die opdrag van die Here af ontvang het, wat sê dat sy seun Salomo die tempel gaan bou, en dan Salomo wat hier Dawid wat hier vir Salomo eintlik dan nou die presiese opdrag gee, wat God ook aan hom gegee het. Kom ons lees dit saam, 1 Kronieke 28 van vers 11. Dawid het sy seun Salomo voorsien van 'n model van die voorportaal met die geboue wat daarby behoort. Die voorraadkamers, soldervertrekke, binnevertrekke en die vertrek waarin die versoendeksel sou kom. Dit was 'n model van alles wat hy hom voorgestel het, van die voorhowe van die huis van die Here en van al die kamers rondom vir die tempelskatte en die wydingsgeskenke, vir die afdelingspriesters en leviete, vir al die werk verbonde aan die diens in die huis van die Here en vir al die gereedskap wat nodig was vir die diens. Dawid het Salomo ook ingelig oor die presiese hoeveelheid goud wat nodig sou wees vir al die gereedskap, vir elke soort diens, die presiese hoeveelheid vir al die silwergereedskap, oor al die gereedskap vir elke besonderse werk, oor die presiese hoeveelheid vir die goudkandelaars met hulle goue lampe, die hoeveelheid wat nodig sou wees vir elke kandelaar met sy lampe, oor die silwerkandelaars, die presiese hoeveelheid vir 'n kandelaar met sy lampe, al na gelang die funksie van die kandelaar, oor die hoeveelheid goud vir elkeen van die tafels met die offerbrood, die silwer vir die silwertafels, oor die virke, komme en kanne van die suiwer goud, oor die hoeveelheid vir elke goue beker en elke silwerbeker, oor die hoeveelheid gesuiwerde goud vir die wierookaltaar, en oor die vorm van die rytuig, die gerips van die goud wat hulle vlerke moes uitsprei oor die verbondsark van die Here te bedek. Dit alles, die hele uitvoering van die werk, het Dawid deur die openbaring van God te wete gekom, en hy het dit op skrif gestel.
Dawid het vir sy seun Salomo gesê, wees sterk, staan vas, begin die werk. Moenie bang wees en moenie besorg wees nie, want God, die Here, my God, is by jou. Hy sal jou nie aan jouself oorlaat of jou verlaat nie, sodat jy al die werk vir die diens in sy huis kan afhandel. Die afdelingspriesters en leviete is gereed vir die volledige tempeldiens en daar is vakmanne tot jou beskikking wat bedrewe is in al die soorte werk vir elke diens, terwyl die amptenare en die hele volk op jou bevele wag. Tot sover lees ons dan vandag saam. 'n Besonderse gedeelte waarin God homself openbaar aan Dawid en deur Dawid homself openbaar aan Salomo ook. En hier in vers 19 lees ons dit alles, die hele uitvoering van die werk, het Dawid deur die openbaring van God te wete gekom en hy het dit op skrif gestel. Dawid het deur die Gees hierdie dinge te wete gekom, God het homself aan hom openbaar en hy het dit op skrif gestel. Dis nie iets wat uit homself uitkom nie. Dis iets wat van God afkom. En dit is wat die artikel 5 van die NGB, die Nederlandse geloofsbelijdenis, vir ons eintlik kom bevestig en verseker van, is dat die woorde wat in sy woord opgeskryf staan, in die Bybel opgeskryf staan, dat dit woorde van God af is. Dat dit woorde is vir my en vir jou, om ons te herinner daaraan, dat hy heilig is. Ons te herinner daaraan, dat hy saam met ons is, ook in die lewe. Maar meer is dit, dat hy soos dat hy besig is hier in sy woord, soos hy besig met elkeen van ons. Soos dat hy hier sy beloftes vervul, so vervul hy sy beloftes in my en jou lewe ook, deur die Here Jesus Christus. Sy beloftes van die ewigheid, maar meer is dit sy beloftes van dat hy saam met ons is, oral waar ons gaan, dat hy saam met ons is deur sy Heilige Gees en ons lei ook in hierdie wêreld. En dit is wat ek en jy moet hoor vandag, wanneer ons ook dink aan artikel 5 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, is dat God die God is, die een is, wat altyd homself aan ons openbaar, dat hy homself aan ons openbaar, selfs daar waar ons hom nie kan sien nie. Dat hy homself openbaar deur mense rondom ons, mense wat dinge van ons sê, dat hy homself openbaar die dinge wat met ons gebeur. Dalk het jy al iets in jou lewe beleef, ervaar, wat jou laat besef het, maar die Here is saam met jou. Hy beskerm jou, hy lei jou. Dalk het daar iets in jou lewe gebeur, wat jou laat verander het, wat jou laat besef het, maar ek kan nie anders as om te glo in die Here Jesus Christus nie. Ons elkeen het ons verhale, ons elkeen het ons stories wat ons kan deel, en die Here moedig ons aan om dit ook te deel. Maar hy moedig het ons ook aan om dit neer te skryf vir onsself, sodat ons kan sien hoe hy ook werkend is, soos wat hier in sy woord ons kan sien, hoe hy ook besig is met mense, en hoe hy die een is, wat uiteindelik spreek en werk daardeur. Mag jy sommer net vandag weet, dat ons nie fisies hoef te sien, om God rondom ons, binne in ons, te kan beleef nie. Mag jy weet dat God juis in die onsigbare ook met ons werk, saam met ons is, deur sy Heilige Gees ons inspireer om meer te wees as ons gedink het ons kan, as gevolg van wie hy ook aan die kruis vir my en vir jou kom word het. Mag ons weet dat ons verlostes is, mag ons daarin leef elke liewe dag, en omdat ons verlostes is, kan ons sy woord lees, kan ons sy woord verstaan, kan ons dit uitleef. Mag jy dit weet, mag jy dit onthou, mag jy dit saam met jou vat, mag God jou ook genadig wees. Kom ons sit net so, en dan sing ons die volgende lied saam. Kom toe die Heer en
Ek lees vir ons weer die tweede gedeelte van vers 20 van 1 Kronieke 28 wat ons vanoggend ook gelees het. Dit sê, wees sterk, staan vas, begin die werk. Moenie bang wees nie, moenie besorg wees nie, want God, die Here, my God, is by jou. Mag jy ook die werk begin, sy werk begin in die lewe, omdat jy ook weet, kan seker wees daarvan, dat hy by jou is en jou lei. Amen.